As SA gemeente is ons saam besig om in ons netwerk saam met Johannes op reis te wees na Paasfees en die kruisgebeure. Verlede Sondag se preektema was gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid. Een van die dieper waarhede van Jesus se lewe wat gelei het na die kruis word vir ons beskryf in Johannes 12 vers 31, soos die boodskap het beskryf. Die tyd het gekom dat die mense gaan hoor wie reg en wie verkeerd is. Party mense dink mos die duiwel swaai die scepter in die wêreld. Wel, ek het vir julle nuus. Sy mag is gebreek. Hy het nie meer 'n sê in hierdie wêreld nie. By my gaan julle ware mag sien. Jesus se lewe lei na die kruis vir Satan se nederlaag. Mense het verskillende sienings oor die duiwel, die bose of ou Valtuin soos my liefste moeder na hom verwys het. Ek is seker ons almal leef met die wete dat die bose tog werksaam is in 'n wêreld waarin ons leef. Hoe moet ons dink oor Jesus se oorwinning oor die bose? Ek deel graag 'n beeld met jou vandag wat betekenis vir my het rondom hierdie vraag. As jy al ooit 'n klein kind na die dieretuin toe geneem het, weet jy hoe bang hulle soms vir die leeu in sy hok kan wees, wanneer die leeu brul en rondsluip. Party kinders skree of hardloop selfs weg van die hok en die glas af, terwyl hulle ouers rustig bly. Hoekom is die kind bang en die ouer rustig? Wat is die verskil? Die kind sien net die leeu. Die ouer sien ook die hok en die skeiding tussen hulle en die gevaar. Die hok bring gerusstelling. Net so bring hierdie vers groot vertroosting vir die wat in Jesus glo. Tot en met Jesus se koms het Satan en sy demoniese magte oor die aarde geheers. Duisternis het oor die nasies geheers en die lig van die waarheid en genade was beperk. Satan en sonde het mag in die wêreld gehad. Maar aan die kruis het Jesus die owerhede en magte ontwapen en hulle openlik tentoongestel en oor hulle getriomfeer, soos Kolossense 2 vers 15 sê. Jesus het die slang se kop vermorsel. Die oorwinning is behaal, die vyand is oorwin. Christus het die sterk man gebind, al brul en woed hy steeds. Al vrees mense hom nog en gehoorsaam sy versoekings, sy mag is gebreek, sy heerskappy is beëindig. Ons moet steeds versigtig wees, alhoewel iemand wat in die leeu se hok inklim, sal binnekort uitvind dat dit steeds 'n roofdier is. Maar ons hoef nie sy beheer te vrees nie. Die leeu kan ons nie in die hok intrek teen ons wil nie. Ons hoef nie sy beskuldigings aan te hoor nie, en ons hoef nie voor hom te buig nie. Satan kan jou nie meer beheer nie. Ek en jy is vrygemaak en kan as kinders van God leef sonder vrees. C.S. Lewis verwoord dit soos volg: The Son of God became a man to enable men to become sons of God. Ons gesels weer môre om verdere en diepere waarhede te ontdek vir jou en my lewe. Tot dan, groetnis van huis tot huis in die netwerk waar jy werk.